Ek wil vandag begin deur vir jou 'n vraag te vra. Hierdie vraag lyk dalk subtiel, maar dit raak die kern van ware geloof. Is jy 'n Christen omdat jy glo, of glo jy omdat jy 'n Christen is? Met die eerste oogopslag klink die twee stellings amper identies. Maar by nader ondersoek sien ons 'n diepgaande verskil. Een gaan oor 'n lewende, aktiewe geloof wat geboorte gee aan ons Christelike identiteit. Die ander gaan oor 'n etiket wat ons dra, miskien uit tradisie of kultuur, sonder die oortuiging om dit te ondersteun. Kom ons begin met Jakobus 2 vers 19. Jy glo dat daar net een God is. Dis reg, die bose geeste glo dit ook, en hulle sit daarvan angs. Jakobus herinner ons daaraan dat blote geloof, intellektuele ooreenkoms, nie genoeg is nie. Die bose geeste glo in God. Hulle weet wie Jesus is. Maar daardie oortuiging lei nie tot gehoorsaamheid of transformasie. Om in God te glo is dis nie dieselfde as om God te glo. Om hom te vertrou, jou aan hom te onderwerp en hom te volg. Die vraag dwing ons om die grondslag van ons geloof te ondersoek. As jy sê ek glo omdat ek 'n Christen is, kan dit impliseer dat jou geloof sekondêr tot jou identiteit is. Dat jy 'n Christen is, miskien omdat jy in 'n Christelike gesin gebore is, of omdat jy kerk toe gaan, of omdat jy gedoop is. In hierdie geval, om 'n Christen te wees, gaan dan meer oor kultuur of affiliasie, as oor ware oortuiging. Maar wanneer ek sê ek is 'n Christen omdat ek glo, wys ons na die fondament van die Christendom, geloof in Jesus Christus. Efesiërs 2 vers 8 tot 9 sê vir ons, julle is inderdaad uit genade gered deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie. Dit is 'n gawe van God. Dit kom nie deur julle eie verdienste nie. Daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie. Geloof is die begin van ons verhouding met Christus. Ons glo dat Jesus die Seun van God is, dat hy vir ons sondes gesterf het en weer opgestaan het. As gevolg van daardie geloof, deur die genade van God, word ons nuut gemaak. Ons word Christene, volgelinge van Christus. Nie as gevolg van tradisie nie, maar as gevolg van transformasie. Johannes 1 vers 12 sê vir ons, maar aan almal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Om hom te ontvang is 'n aktiewe keuse. Geloof is meer as verstandelike ooreenkoms. Dit is 'n vertroue wat verander hoe ons leef. Jesus het ons ook gewaarsku teen oppervlakkige geloof. In Matteus 7 vers 21 het hy gesê, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal in die koninkryk van die hemel ingaan nie, maar net hy wat die wil doen van my Vader, wat in die hemel is. So weer eens, is jy 'n Christen as gevolg van die etiket, of omdat jy glo? Ware geloof lei tot bekering, oorgawe en heiligheid. 2 Korintiërs 13 vers 5 daag ons uit. Stel julleself op die proef en ondersoek julleself of julle in geloof lewe. Kom ons ondersoek vandag ons eie harte. Leef ons geloof uit, of dra ons bloot die naam Christen, sonder die verhouding? Laat ons Christene wees, omdat ons glo. Waarlik, diep, en met lewens wat die krag van daardie geloof toon. Mag ons identiteit uit ons geloof vloei, en nie andersom nie. Amen.